vandag is die eerste keer, behalwe in die agterdiens, ek dink in 15 jaar wat al 4 van ons tegelijk op stage is en saam gaan preek. So het julle tyd tot 8 uur vanaand. So ons wil net kortliks elkeen ietsie deel rondom waar ons vandaan kom en waartoe ons op pad is. Nou, soos julle seker al gesien het, is ons missieskrif 1 Thessalonicense 2 vers 13 wat sê: verder sal ons God aanhou dank dat julle sy woord wat julle by ons gehoor het aangeneem het, nie as mense woorde nie, maar soos dit werklik is as God se woord. En die woord is aan die werk in julle wat glo. En vandaar ons lese wat julle nou al seker gesien het, hopelik, of nog baie gaan sien, ontvang, glo en verander. Ontvang die woord, glo die woord en word verander deur die woord. Nou die basis en middelpunt van die bron was nog altyd Jesus en om daagliks te verander om meer soos hom te word. Dit is waarna ons strewe. So wanneer ons vandag terugkyk oor die afgelope 15 jaar, weet ons almal, ons weet eerstens, en ek weet, almal van julle weet ook, nie een van ons kan dit uit ons eie krag doen nie, net hy kan dit doen, die Heilige Gees in ons, maar hy gebruik ook sy liggaam. Kyk wat sê 1 Korintiërs 12 vers 12 sê, 'n mens kan Christus vergelyk met 'n menslike liggaam. Daar is net een liggaam, maar die een liggaam het baie dele, en dan sê vers 27, en julle as Christene is saam die liggaam van Christus. So daarom wil ons opreg dankie sê uit ons hart vanaf ons as leierskap vir elke liggaamsdeel wat deel was van ons reis die afgelope 15 jaar. So eerstens wil ons dankie sê vir ons direksie, ons waardeer julle, maar met 'n baie spesiale dankie aan Anton en Felicity en die hele span wat onder hom werk. Anton, jy weet en ons weet, ons sal hierdie sonder jou kon doen nie. So baie dankie. En dan, ons sê baie dankie aan ons personeel, ons staf wat baie hard werk en altyd die regte gesindheid wys, elke volunteer en elke bediening wat so baie van julle tyd en passie gee, elke bronlid wat bygedra het op watse manier ook al, finansieel of op ander maniere, en dan elkeen wat die bron hulle tuis te noem, al is jy nog nie lid nie. Dan ook ons aanlyn en sosiale media gemeenskap, baie dankie, ons het gemeentelede in Pretoria, Rikkie, hallo, daar is 'n hele klompie oral oor die land wat kyk, wat deel is van ons gemeente. En dan wil ons dankie sê aan elkeen van julle, wat deel is van ons Pay It Forward kruisie projek. Nou Sandy en ons gemeente maak nou al vir 'n jaar lank kruisies, en dan sit dit daarvoor, en dit is so lekker, want jy kan vir jou 'n mooi enetjie gaan kies, maar ons weet mos nou die idee daarvan is om dit te gaan uitdeel, en om evangelie te verkondig. En ek wil vir julle kort getuienis deel, maar eers net vir julle laat weet, daar is nou al 10.354 kruisies gedeel in die afgelope jaar. Is dit nie incredible nie? Want op elke kruisie is daar die evangelie. Daar is Johannes 3 vers 16 en ons e-posadres. Nou daar is 'n huis in Myanmar, in die ou Burma, wat spesifiek opgestel is om mense te help wat die dat ek nou nie die regte woord kry, bomb survivors inneem en hulle help. En daar was, ja, julle sal weet daarvan. Maar in elk geval, hulle neem hulle in en hulle help hulle om deur die trauma te werk. En die een vrou kon glad nie slaap nie en sy het baie angs as gevolg van wat gebeur het. En toe die sielkundige voorgestel, kry vir hierdie vrou 'n kruis. En toevallig het ons toe nou kruise van hier af soontoe gestuur en dit was na hulle huis toe gepos. En toe die sielkundige sê, maar kry vir hierdie vrou 'n kruis, toe op daai dag, toe is daar 'n kruisie beskikbaar van Suid-Afrika, van die bron af, en hulle kon toe vir die res van die huis vir die mense ook uitdeel. Is dit nie wonderlik nie? En daar's baie sulke getuienisse. So ons wil julle aanmoedig om aan te hou om daai evangelie uit te dra en nie net dit aan jou eie handsak te sit nie. Ek is ook skuldig, elkeen van my handsakke het 'n kleur. Maar ek deel uit ook. Goed, en dan dankie vir elkeen wat die afgelope 2 jaar deel was van ons Bybelleesplan. Well done, julle wat deurgedruk het, want dit beteken jy die Bybel nou al 2 keer deurgelees. So ons gaan nog leesplanne beskikbaar maak, miskien 'n bietjie korter hierdie keer, dat ons almal kan byhou. Ons sê dankie vir al ons uitreike wat al plaasgevind het. Maar die rede hoekom ons dankie sê, is nie net omdat mense hard werk en
diens lewer nie. Dis omdat God ons geroep het tot 'n lewendige verhouding met hom en 'n lewendige verhouding met sy liggaam. En dit is wat ons harte motiveer om betrokke te raak. In die eerste plek is ons liefde vir hom. En dit is wat ons dryf en dit is wat maak dat ons doen wat ons doen, omdat ons hom lief het, omdat hy ons eerste lief gehad het. Nou die Bybel sê in Hebreërs 10 vers 24. Ekskuus, ek praat so vinnig want die mense wat baie kan praat sit nog hierdie kant van my en hulle moet ook nog allemaal weer kry. Hebreërs 10 vers 24 sê, laat ons voortdurend aandag gee aan mekaar, oor hoe ons mekaar kan aanspoor tot liefde en goeie dade. En laat ons tog nie, soos party die gewoonte het, versuim om die gemeente byeenkomste by te woon nie. Dis nie julle nie hoor, dis nie julle nie, dis die ander mense. Kom ons moedig mekaar aan. Nou hierdie gedeelte gaan oor meer as net kerkbywoning. Dit gaan oor 'n liggaam, dit gaan oor mense wat lief is vir mekaar, wat mekaar ken, wat mekaar ondersteun, wat daar is vir mekaar. Want dit is wat 'n liggaam doen. En ons is die liggaam van Christus en hy wil hê dat ons so sal funksioneer. Nou wat gebeur wanneer een deel van jou liggaam seer kry? Sê nou maar jy sny jou pinkie en die bloed spat. Gaan die res van jou liggaam, wat gaan hy doen? Behalwe jou oë gaan eerstens gou kyk, gats, wat is die skade? Jou ander hand gaan gou vinnig gryp en probeer om die bloed te stop. Jou mond gaan skree, help, help. En jou voete gaan gou hardloop na die noodhulpkussie of na die foon om iemand te bel om te sê, kom help my. Nou, elke deel van die liggaam reageer wanneer een deel seer kry. Want elke deel verstaan, ons behoort aan mekaar. Nou, dan help dit dan dat die toon sê, ag Pinkie, ek gaan nie vir jou help nie, want jy hou jouself altyd so upstairs bo my. So vergeet dit, jy's op jou eie. Nee, dis nie hoe 'n liggaam werk nie. 'n Liggaam werk saam. Totdat daar genesing en herstel plaasvind. En so vertrou ons die Heilige Gees dat ons as die bron, en ons is reeds al so baie so, maar dat ons nog meer so sal begin operate as 'n gemeente. Dat ons daar sal wees vir mekaar sal dien en so baie eer aan die Here se naam sal bring. Want die waarheid is, 'n mens beleef nooit die volle lewe van 'n liggaam as jy net Sondag kerk toe kom nie. Jy moet betrokke raak, jy moet deel word. Dan is dit wanneer die liggaam se krag na jou toe begin vloei. Dit is wanneer jy iemand bemoedig, wanneer jy saam dien, wanneer jy begin saam bid, wanneer jy daai vrug sien op jou gebede, wanneer jy jou gawes en talente gebruik, wanneer jy betrokken raak van bywoning na betrokkenheid. Dis daar waar die groei gebeur en waar die geestelike familie gevorm word en waar die lewe van Christus sigbaar word. Nou ons het reg aan die begin van ons bediening in 1990 het die Here bonatuurlik vir Gary Amerika toegevat met geld wat ons nie gehad het nie en kontakte wat ons nog minder gehad het. Maar die Here het vir ons daar 'n profetiese woord gegee wat die riglyn was vir ons lewe en ons bediening vorentoe. En onder andere het die Here daar gesê, you will see many supernatural things in your ministry, but it will not be a carnival sideshow or an advertisement billboard, but something that will bear fruit, and fruit that will last. En dit is in die rigting wat ons nog meer wil beweeg. En ons het al baie van die bonatuurlike gesien, en ons gaan nog baie van die bonatuurlike sien. Maar wat is meer bonatuurlik as 'n veranderde hart? 'n sondaar wat gered word van 'n ewigheid sonder God. Wat is meer van 'n wonderwerk as dit? Mense wat Jesus dien en liefhet met hulle alles. Mense wat vrug dra. En wat se vrug bly staan. Maak nie saak wat die seisoen is nie. Of dit herfs is, of dit sneeu, of dit ys, of dit haal, of dit storm, en of die son skyn. Hulle wortels bly staan en hulle hou aan vrug dra, want hulle wortels is diep gewortel in die woord en in Christus en in die liggaam van Christus. That is what is supernatural. Goed, en nou gaan Justine vir ons 'n bietjie verder gaan met die tema, dankie.